Ons ken almal daai gevoel, né? Daai gevoel van verlore wees en dan uiteindelik iewers veilig voel. Vandag kyk ons na presies daardie reis en ons gebruik twee ongelooflike antieke psalms as ons padkaart. En dis seker waar alles begin met hierdie vraag. Daai knanende gevoel dat jy nie heeltemal inpas nie, dat jy op pad is, maar jy's nog nie regtig tuis nie. As dit enigsins bekend klink, wel, dan is hierdie pelgrimsreis ook jou storie. So, kom ons kry net eers bietjie agtergrond. Hierdie liedere is nie sommer net enige liedjies nie. Hulle kom uit 'n baie spesifieke versameling wat bekend staan as die pelgrimsliedere. En dit was presies dit. Liedjies vir mense op 'n moeilike en 'n gevaarlike pad. Mense wat gevoel het, hulle is nog nie by die huis nie. En hierdie is nie net ou stowerige gedigte nie, hoor. Dis deel van 'n lewende tradisie. Dink daaroor, van antieke pelgrims wat letterlik deur gevaarlike bergpasse gestap het, tot by Jesus self wat hierdie einste woorde gesing het op sy laaste reis na Jerusalem. So jy sien, dis liedere vir mense wat weet, hulle is nog op pad na hulle ware tuiste. Goed, kom ons duik nou in die diepkant in. Die eerste Psalm, Psalm 120, begin nie juis met sonskyn en rose nie, glad nie. Dit begin met 'n noodkreet. Dit skets vir ons 'n baie eerlike prentjie van hoekom die wêreld soms soos 'n vreemde en selfs vyandige plek kan voel. So wat presies is die probleem? Waarteen skop die pelgrim? Die Psalm kook dit af na twee hoofdinge. Eerstens, jy voel heeltemal omring deur leuns, bedrieglike tonge, en tweedens, jy voel jy leef tussen mense wat eenvoudig net vrede haat en altyd op soek is na konflik. En wat nogal wild is hoe modern hierdie antieke gevoel eintlik is. Dink net daaroor. Ons word vandag gebombardeer met ons eie weergawe van hierdie leuns. Advertensies wat jou beloof, hierdie produk gaan jou gelukkig maak. Beloftes van kitsbevrediging wat jou op die ou end net leeglaat. En dit skep 'n wêreld waar jy begin voel jy kan niks of niemand regtig meer vertrou nie. En hierdie aanhaling, wow, dit slaan die spyker op die kop, né? Dit wys presies hoe vernietigend daardie woorde kan wees. Dis nie net onskuldige leuntjies nie. Die Bybel sê dit soos 'n vuur wat alles besmet en 'n diep onrus in jou siel veroorsaak. Die tweede groot probleem is hierdie kultuur van konflik. Die digter gebruik hierdie twee plekname, Mesig en Kedar, wat destyds sinoniem was met 'n barbaarse, onbeskaafde wêreld. Dis daai gevoel dat jy omring is deur mense wat altyd wil veg, altyd wil wen, terwyl al wat vir jy smag net 'n bietjie vrede is. Maar dis presies hier, in hierdie donker plek, waar die hele storie 'n draai maak. Nadat die probleem so rou en eerlik uiteengesit is, skuif die fokus heeltemal. Ons beweeg van die noodroep van Psalm 120 na die soeke na 'n antwoord in Psalm 121. En hier is dit, die deurslaggewende vraag. Stel jy voor, die pelgrim is op hierdie gevaarlike reis, omring deur berge. Hy kyk op en hy voel klein, kwesbaar. Maar hierdie vraag is nie net 'n uiting van vrees nie. Nee, dis 'n soeke na hoop. Dis die oomblik waar sy perspektief begin skuif. En die antwoord? Dit kom blitsvinnig. En dis nie wat jy dalk sou verwag nie. Sy hulp kom nie van die berge nie, maar van die een wat die berge gemaak het. Hy kyk verby die skepping na die skepper daarvan. Sy hoop is nie in die natuur nie, maar in die natuur se God. En hierdie spesifieke woordjie dat gebruik word vir hulp, is die sleutel tot alles. In Hebreëus is dit die woord ezer. En ezer beteken nie net 'n eenmalige reddingspoging soos om 'n papwiel te help ruil nie. Glad nie. Dit dra die betekenis van voortdurende beskerming, van aktiewe bewaking. Dis 'n konstante, waaksame sorg. En hierdie idee van 'n aktiewe bewaker, is 'n totale game changer. Dis nie 'n passiewe God wat iewers ver sit en toe kyk nie. Dis die belofte van 'n bewaker wat altyd, maar altyd aan diens is. Die bron maak hier 'n ongelooflike teologiese koneksie reguit terug na die skepingsverhaal. Adam en Eva se oorspronklike opdrag was om die tuin van Eden te bewaak, maar ons het misluk in daardie taak. So nou, in ons hulpeloosheid, is dit ons wat bewaak moet word, en God self tree in om daardie rol vir ons te vervul. En hierdie kontras is seker die hart van die hele saak, nê? Kyk net, aan die een kant is daar ons. Ons raak moeg, ons aandag verslap, ons raak letterlik aan die slaap.
Maar die belofte van hierdie Psalm is 'n beskermer wat nooit moeg word of sy aandag verloor nie. Die teks sê dit so mooi: hy slymer of slaap nooit nie. So, wat beteken dit alles? Eenvoudig gestel, hierdie beskerming is absoluut. Dis konstant, dit val nooit nie. En die beste deel, dis 'n versekering wat glad nie afhanklik is van ons eie vermoë om wakker te bly of alles perfek reg te doen nie. Goed, so ons het hierdie ongelooflike belofte, maar hoe verander dit nou die manier waarop ons lewensreis aanpak? Hoe lyk hierdie wete in die praktyk? As 'n pelgrim in 'n vreemde wêreld. En hier is die groot moeilike vraag, die een waarmee ons almal stoei. As ek dan 'n bewaker het wat nooit slaap nie, hoekom sukkel ek dan nog? Hoekom voel die reis soms steeds so ongelooflik moeilik en pynlik? En die antwoord lê in wat die belofte is en wat dit nie is nie. Die belofte is nie dat die pad maklik gaan wees nie. Dis nie 'n versekering teen swaar kry nie. Dis 'n versekering van jou eindbestemming. Die belofte is dat jy bewaar sal word deur die swaar kry, sodat jy jou reis kan voltooi. Hierdie is so 'n kragtige en realistiese beeld. Jou voet mag lê. Jy mag struikel. Die gevaar is regtig, maar die bewaker is daar om te verseker dat jy nie vernietig word nie, dat jy nie in die afgrond val nie. Sy beskerming word juis die duidelikste wanneer die pad op sy moeilikste is. En op die ou end kom alles hierop neer. Hierdie een, finale, rotsvaste versekering. Daardie belofte van bewaking word uiteindelik saamgevat in die wete van 'n onbreekbare liefde. En dit is die uiteindelike sekuriteit vir die pelgrim. Maak nie saak hoe vreemd die wêreld voel of hoe gevaarlik die pad is nie. Niks kan jou skei van daardie liefde nie. En dit verander die hele reis van een van vrees na een van vertroue.